2000 jaar gelede het daar iets gebeur waarvan jy moet hoor, want dit het alles verander, dit het jou verander. Dit gebeur op die Pinksterfees in Jerusalem. Maar eers wil ek praat oor ons Pinksterfees. Ons hou dus ook Pinksterfees, maar hierdie jaar is dit anders. Dit is 'n virtuele Pinksterfees. Ons gaan, in plaas daarvan dat jy 5 dae met opbak en kerk toe ry, gaan jy 5 dae lank na 'n video luister. 5 minute luister, 10 minute gesels dalk met jou huiskiese, saam bid, en dalk is daar 1000 mense, eerder as 'n paar mense uit die kerk. Dus, kom ons praat oor hy eerste Pinksterfees. Die eerste Pinksterfees was niks virtueel nie, het was baie lokal. Want die mense in daardie tyd het honderde kilometers geloop om by 'n spesifieke plek te kom, die tempel in Jerusalem, want God was daar. Hulle het geleef, ons skryf vir God daar, ons moet na hom toe gaan. En daarom was daar duisende mense by daai Pinksterfees. Maar daar was spesifiek 120 dienste wat iewers daar in 'n huis of 'n kamer gewag het. Jesus het hulle sê, wag 'n bietjie hierso, iets gaan gebeur. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie, hulle het geweet, wag, en toe sê aan Lewit 2 vers 2, toe gebeur daar skielik is daar die geluid van 'n groot drukke, en daar is 4 vlamme, maar een groot vlam met 'n klein vlammetjies verdeel, en op elkeen persoonlik se kop gaan neerdal. En skielik is hulle ander mense. Hulle praat in 'n klomp ander tale, maar spontaan. Wat het daar gebeur? Dit het die hele wêreld verander. Daar was 'n uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterfees, en daar was 3 simbole. Die geluid van die wind, die vlamme wat verdeel, en die pratende tale wat hulle spontaan gewys het, hulle kan praat. Maar nou is die vraag, hoekom spesifiek daai simbole? Ek wil net oor een praat, vlamme. Hoekom was die vlam daai dag so belangrik en simboolryk? Weet jy, die vlam was nog altyd die simbool van God se teenwoordigheid. Daar, in die oorspronklike tabernakel, daar in die woestyn, het hulle hierdie pragtige, luukse tent gebou, en toe het klaar is, toe is daar 'n vuurkolom, en God se teenwoordigheid vul die tabernakel. En toe het hulle gemeet, die vlam sê, God is daar lokaal teenwoordig. En jy sê toe met die tempel, en daarom het hulle na die tempel toe honderde kilometers gestap, want hulle wou by grond uitkom. Maar nou verander iets. In plaas daarvan daar weer 'n vlam kom in die tempel vul hierdie vlam nie 'n gebou nie, maar mense. Het verdeel en sê, jy kry die vlam van God se teenwoordigheid. Dis wat die gebeur is. Daar was 'n verskuiwing van 'n lokale tempel, een lokale tempel in Jerusalem, na honderde mobiele tempels. En dis wat die godsdienst verander het, dat God se teenwoordigheid is nou nie meer in 'n heilige plek, maar hy is in jou en in my. Ons is sy tempel, en wat ons doen en sê, die offers wat ons bring, dit is God se teenwoordigheid wat ons teenwoordig word. En dis die groot wonder. Dit het die godsdienst permanent verander. Van tevore het elke godsdienst heilige plekke gehad, en jy het God daar gekry. Nou sê God, ek kom na jou toe. Jy hoef nie na my toe te kom nie, ek gaan na jou toe en ek praat selfs jou taal. Dis die talewonder. Dus jy is God se stem tot in Suid-Afrika.
Dis eintlik, ek weet nie of jy die woord ken nie, in besigheid sê hulle, iets is disruptive. Dit het die ou besigheidsmodel verander, 'n godsdienstmodel het verander, want van 'n heilige plek het dit gaan na heilige mense. Dis hoekom die vlag die simbool is. Nou moet ons saam bid in hierdie Pinksterreeks. Kom ons bid, dan ek net sal besef, God woon in my, ek is sy tempel, ek moet hom teenwoordig maak met my liefde, my offers, my liefdesdade wat ek doen. Dat ek besef, maar ek moet uitgaan en God laat teenwoordig voel. Ek moet sy taal praat vir goed. Dit beteken nie, ons gaan nou skielik in verskillende mense tale praat nie, maar ek wil jou sê, God se taal is veeltalig. 'n Glimlag van vriendelikheid is in alle tale sigbaar. Liefde is in alle tale voelbaar. Liefdesdade is dieselfde. Daarom het Pinkster alles verander. En daarom moet ons Pinkster fees vier. En nou wil ek hê, jy moet die video afsit, 10 minute dink, of gesels ons al huismense na wie jy is, dan bid vir hierdie vlam wat in jou woon. En dan 5 dae lank gaan jy elke keer 'n vlam sien en hoor uit die Handelinge-boek wat ons preek met Handelinge uit. Wat het hierdie vlam aan mense verander sodat godsdienst nie meer beperk is nie, maar onbeperk, tempelloos. Want ons is mobiele tempels. Soos wat die ou telefone, die plek wat jy gebel het, verander is, nou het ek 'n mobiele telefoon. Ek bel nie die plek en kan die persoon, ek kan die Here, God, Jesus, die Heilige Gees, enige plek tel, sy tempel is nou Koros. Sien jy nie?